Ons is terug in Spreuke hoofstuk 8, ons gaan spesifiek kyk na verse 12 tot 14. Spreuke 8, vers 12 tot 14, en dit lees dan so: Ek, wysheid, is vertroud met die skranderheid, en ek vind kennis van regte oorleg. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n hygelagtige mond haat ek. Raad en beleid is myne, ek is die insig, sterkte is myne. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie dat dit die waarheid is. Dankie Here dat ons nie een enkele oomblik hoef te twyfel oor of dit die waarheid is of nie, maar dat ons met sekerheid kan weet dat dit is. Maar Here, soos ons ook gelees het vanoggend, mag ons nie net die woorde hoor nie, mag ons dit ook doen. Mag ons nie net luister nie, mag dit deel word van ons, Here. En Here, gun dit ons so in die groot genade om ons huis op die rots te bou. Dat ons nie net die woord sal ken, Here, dat ons dit sal uitleef en dit sal doen. Maar Here, ons is nietig en ons het die hulp nodig. U weet ons is sondig, ons vlees is swak. En Here, so bid ons, wees ons weer eens genadig. En mag U kragtig deur die Gees in ons harte werk, sodat ons die woord kan doen, Here. Want uit onsself uit kan ons dit nie doen nie, want as ons kon, dan het ons ook iets om in te roem. Maar Here, ons het niks om in te roem nie. Mag U naam al die roem toekom, mag U naam al die eer ontvang. Lei ons in hierdie oggend, Here. Dit is ons gebed, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade groot is. In die naam bo alle name vra ons dit, Jesus Christus. Amen. Ons het laas gekyk na verse 6 tot 11, waar ons weer eens ontmoet was met die voortreffelikheid van goddelike wysheid. Haar lippe kan nie iets anders as waarheid praat nie, dis onmoontlik. En daar is geen valsheid in haar mond nie. En verder meer die feit dat dit wel die geval is, en dat God se wysheid wel voortreffelik en waar en sonder valsheid is duidelik, daardie eienskappe van wysheid is duidelik vir die verstandige, en dit is reg vir die wat kennis gevind het. Die wyse persoon weet waarom wysheid te kry. En die wyse persoon gaan nie daardie wysheid vir enigiets anders in die wêreld verruil nie. Dis hoekom hy wys is. Die wyse persoon is nie die persoon wat God se woord aanvul, en sy wysheid aanvul, en sy gebooie aanvul, of vervang met menslike wysheid nie, want soos Moses voorheen vir ons gesê het, God se gebooie is ons wysheid. Sy gebooie is ons wysheid. En die wyse persoon besef dit. Enige persoon wat die waarde van iets begryp, gaan nie daardie ding verruil vir iets wat van aansienlike minderwaarde is nie. En die wyse persoon besef die waarde van God se wysheid. En verruil dit nie vir iets wat van aansienlike minderwaarde is nie, naamlik iets soos menslike wysheid nie. Maar meer as dit, die wyse persoon verstaan dat aangesien die wysheid van God reg en opreg en waar en goed en rein en voortreffelik en heilig is, moet dit beteken dat enigiets wat teenstrydig is met dit, verkeerd, vals, sleg, afvallig en boos moet wees. Byvoorbeeld, die feministiese beweging kom vanuit die putte van hel. Want dit is direk teenstrydig met God se woord. Moderne sielkunde is boos, want dit is in baie gevalle direk teenstrydig met God se woord. Die sielkundiges is mal daaroor om vir jou te sê hoe oulik jy is, hoe wonderlik jy is. Jy kan niks verkeerd doen nie. Die woord leer ons, jy's gevalle, jy's nietig, jy's stof en as, en jy moet bekeer.
Maar hierdie is die enigste dinge wat in afvallige gemeentes gevind word, want hierdie dinge het God se woord vervang. Hulle vul God se woord aan met hierdie tipe dinge. Kerke bevorder feminisme, hulle bevorder sielkunde, alternatiewe ouerskapmetodes, vermaaklikheid, as 'n manier om kerke te laat groei. En hoekom doen hulle dit? Want hulle ken nie meer die verskil tussen wysheid en dwaasheid nie. Hulle weet nie meer waarom ware wysheid te vind of te kry nie. Want die wyse persoon weet waarom dit te kry. Hulle weet nie meer waarom dit te kry nie. En dit wat wel wys en verstandig is, naamlik God se woord, sy wysheid, sy gebooie, is nie vir hulle duidelik nie, want hulle is nie verstandig nie. En dit is nie vir hulle reg nie, want hulle het nie kennis gevind nie. Maar God se woord en sy gebooie vir die gelowiges, soos vers 9 sê, is almal duidelik vir die verstandige, en is reg vir die wat kennis gevind het. En wie is die een wat werklik kennis gevind het? Wie is die een wat werklik wysheid gevind het? Dis die een wat Christus gevind het. Christus sal ons nie aanneem as kinders en ons hou in ons dwaasheid nie. Christus sal ons nie aanneem en in 'n verbond met hom bring en dan sy verbond teenoor ons verwerp deur hom nie sy wet op ons harte te skryf nie. Christus sal ons nie genadig wees in ons saligmaking, maar ons verwerp in ons heiligmaking nie. En Christus sal ons nie lief hê as seuns, maar ons dan nie tugtig in sy woord nie. Want wat se vader, wat sy kind werklik lief het, tugtig nie sy kind of sy seun nie. As Jesus Christus werklik jou Here, het jy hom werklik gevind. Want as hy is, sal vers 10 ook vir ons 'n realiteit wees, wanneer God se wysheid sê, neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud. Maar wat ons dan sal sien in die volgende 10 verse, waarmee ons dan nou ook vandag begin, is hoe God se wysheid van toepassing is op die mensdom binne tyd, of althans dan nou binne geskiedenis. Ons lees onder andere in vers 15, of ons gaan nog daarby kom, hoe konings deur wysheid regeer. En dieselfde word gesê van regters van die aarde in vers 16. Vers 17 sê dat wysheid die een liefhet wat wysheid liefhet. En die wat my soek, menende wysheid soek, sal ook wysheid vind. En ons sal weer in vers 19 sien hoe die wysheid meer kosbaar is vir die wyse persoon as goud en silwer. En vers 21, dat die wat wysheid liefhet, sy skatkamers ook vol sal raak. Dis alles dinge wat op ons van toepassing is. Dit alles binne hierdie volgende 10 verse is hoe die wysheid van toepassing is op die mensdom binne geskiedenis, of althans soos ons onsself in hierdie wêreld bevind en daarin lewe. Die 10 verse wat daarop volg, menende vanaf vers 22 tot vers 31, hanteer weer wysheid se voortreffelikheid en sy natuur en sy oorsprong buite of voor menslike geskiedenis. Soos ons lees in vers 22, die Here het my berei, dis nou my wysheid berei as eersteling van sy weg. Of vers 23 wat begin deur om te sê van ewigheid af is ek geformeer. Of vers 27 wat sê toe hy die hemele berei het, was ek daar. Ons volgende 10 verse vanaf vers 12 tot 21 hanteer dus wysheid in ons tyd, of althans hoe dit op die mensdom van toepassing is in die tyd en spasie waarin ons lewe, in die geskiedenis van die mens. En die 10 verse wat daarop volg, vanaf 22 tot 31, hanteer weer wysheid buite ons tyd, of voor ons tyd, want God bestaan van ewigheid tot ewigheid, en so dan ook wysheid. En net interessant genoeg, in die Septuagint, wat die Griekse weergawe van die Ou Testament is, wat die Jode al vertaal het nog voor Christus gebore was, vind ons 'n ekstra sin tussen hierdie twee afdelings. Menende in die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat ouer is as
Jesus se geboorte self. In die Septuagint word die eerste 10 verse gehanteer, rakende wysheid soos dit van toepassing is op die mensdom binne tyd. En dan sê die Septuagint tussen vers 21 en 22 het dit 'n ekstra gedeelte by. As ek julle vertel van die dinge wat daagliks gebeur, menende as 'n verwysing na die vorige 10 verse, as ek julle vertel van die dinge wat daagliks gebeur, sal ek ook onthou om die dinge van ouds te vertel. En dan gaan dit aan met die volgende 10 verse om die dinge van ouds te vertel, soos dit van toepassing is op wysheid van die voortyd. En so sien ons dan hoe ons hoofstuk in verskeie dele opverdeel word, of ten minste vanuit die oogpunt van die Septuagint, die Griekse weergawe van die Ou Testament, wat meer as 2000 jaar al oud is. Maar rakende die dinge wat daagliks gebeur, soos wat die Septuagint dit klassifiseer, en so ook op ons van toepassing is, lees ons eerstens in vers 12, ek, wysheid, is vertroud met die skranderheid, en ek vind kennis van regte oorleg. En die konsep wat weer eens oorgedra word, is die feit dat skranderheid en kennis nie op 'n ander plek gevind word nie. Inteendeel, die bronteks, en soos baie vertalings dit ook vertaal, sê ek, wysheid, woon by skranderheid. Wysheid woon by skranderheid. Menende hulle is in dieselfde huis, en jy gaan dit nie vind by enige ander huis nie. En as jy skranderheid wil hê, en kennis wil hê, wat die resultaat is van regte oorleg, dan gaan jy dit nie op 'n ander plek vind, as by goddelike wysheid nie. Nou wat is skranderheid? Skranderheid is praktiese optrede vanaf 'n plek van wysheid. Dis wat skranderheid is. Skranderheid is optrede en die besluite wat jy maak, wat deur insig en wysheid beïnvloed word, of van dit wysheid af gebore word, as jy wil. Menende, as jy met wysheid opgetree het, of 'n wyse en ingeligte besluit gemaak het, dan het jy skranderheid toegepas. Die Engelse woord vir skranderheid is prudence, waarvan die betekenis is om goeie oorleg te gebruik vir die alledaagse besluite wat jy maak. Wat beteken dat as jy van dag tot dag wyse besluit op wyse besluit wil neem, en dit 'n kenmerk is van jou daaglikse lewe, dat jy van dag tot dag wyse besluit op wyse besluit wil neem, en elke dag wys wil wees in jou optrede, en wyse besluite wil maak in jou familie, en wys wil optree in die wêreld, en wys wil optree in die kerk, gaan jy dit alleenlik reg kry, indien jy oor goddelike wysheid beskik. Want soos vers 12 sê, ek, wysheid, is vertroud met die skranderheid. En ek vind kennis van regte oorleg. En dis al hoe jy dit gaan regkry. Dis al hoe jy dit gaan regkry om van dag tot dag in wysheid, in alle aspekte van jou lewe, wys te kan optree. Goddelike wysheid is die enigste wysheid wat met skranderheid vertroud is, sodat jy met wysheid in jou alledaagse lewe kan lewe en besluite maak. En die wêreld mag dalk 'n vorm van kennis hê, maar dit is nie noodwendige kennis wat voortkom vanuit regte oorleg nie. Inteendeel, hulle sal na die maan en die son en die sterre kyk en met baie teorieë opkom oor hoe dit gevorm het, en daardie teorieë sal selfs gegrond wees in uitermate hoeveelheid kennis van wetenskaplike wette, maar daardie kennis is nietig, want dit kom nie vanaf 'n plek van regte oorleg nie, maar verkeerde oorleg. Maak nie saak op hoeveel wetenskaplike wette jy steun om jou teorie te ondersteun nie. Dit kom vanaf 'n plek van verkeerde oorleg. Hulle beraadslaag dalk saam en oorweeg al die sigbare en meetbare veranderlikes, maar hulle oorleg daarvan is verkeerd. Skranderheid en kennis wat voortkom vanuit 'n regte oorleg word alleenlik gevind in die wysheid van God se woord en nêrens anders nie, want dit woon alleenlik by wysheid en wysheid woon by skranderheid.
En om so aan te sluit by laasweek se preek, laat ons daardie skranderheid en kennis nie aanvul met 'n kennis wat kom vanuit 'n plek wat nie regte oorleg kan toepas nie. Laat ons dit nie aanvul met 'n kennis wat vol foute is nie, of wat die vermoë het om foute te hê nie. Bybelse wysheid het nie die vermoë om foute te hê nie. Nou soos ons voorheen gesien het in Spreuke 1 vers 7, die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. En wysheid is nie wysheid as die beginsel van daardie wysheid, en die beginsel van die wysheid wat jy dink jy het. Wysheid is nie wysheid as die beginsel van daardie wysheid nie die vrees van die Here is nie. En die volgende vers mag dalk uit plek uit lyk, want ons hoofstuk handel oor wysheid, maar dan kom vers 13 en praat ewe skielik oor ons vrees vir die Here. Maar hierdie vers kan nie op 'n beter plek kom nie, want weer eens, en soos ons voorheen gesien het, wysheid is nie wysheid, indien die beginsel van daardie wysheid nie die vrees van die Here is nie. En as die wysheid wat jy dink jy het, nie die vrees van die Here as 'n beginsel het nie, dan is dit nie wysheid nie. En hoe lyk daardie vrees van die Here? Wat lei tot wysheid? Of wat ons wysheid is? Hoe lyk daai vrees van die Here? Vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek. Wat beteken? Dat jy nie werklik wys kan wees indien daar nie iets is wat jy haat nie. Jy kan nie wys wees as daar nie iets is wat jy haat nie. Want die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. En die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Jy kan nie werklik wys wees as daar nie iets is wat jy ten minste haat nie. Jy moet haat, en die dinge wat jy moet haat, is die dinge wat sleg is in die oë van die Here. Jy moet die dinge haat wat veroorsaak het, dat Christus nodig gehad het, om te sterwe, sodat jy en ek kan lewe. As daar nie sonde was in die wêreld nie, sou Christus nie nodig gehad het om te sterwe nie. As daar nie iets slegs in die wêreld was nie, sou Christus nie homself moes verneder tot 'n kruis, om my en jou te red nie. Die dinge wat ons moet haat, is die dinge wat gemaak het, dat Christus aan daardie kruis moes hang. Psalm 97 vers 10 sê, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Paulus sê in Romeine 12 vers 9, laat die liefde ongeveins wees vir afskuw of haat wat sleg is. Maar wat baie kerke vandag preek, is dat ons niks mag verafskuw nie. En ons mag niks haat nie. Maar as jy nie die dinge haat wat gemaak het dat Christus aan die kruis hang nie, dan het jy ook nie 'n liefde vir Christus nie. Want soos Psalm 97 so pas vir ons gesê het, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. As die dinge ons nie traak wat gemaak het dat Christus aan die kruis moes hang nie, dan gee ons ook nie om oor die een wat aan die kruis gehang het nie. Dit is ons sonde wat hom daar gesit het. En jy is 'n dwaas as jy dit nie insien en nie die dinge haat wat hom daar geplaas het nie. En ons vrees vir die Here is om daardie dinge te haat. En die vrees van die Here is ons wysheid. Dis die beginsel van wysheid. En wat is sonde? Wat is die dinge wat ons moet haat? Alles wat teenstrydig is met God se woord
alles wat teenstrydig is met God se gebooie. Of soos ons lees in 1 Johannes 3 vers 4, elkeen wat sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Die sonde is wetteloosheid, sê 1 Johannes. Wanneer sondig jy? Wanneer jy afwyk van God se wet. Wanneer jy sonder die wet wil wees. Dis wetteloos. En wanneer jy wetteloos optree, dan sondig jy. Wanneer jy sonder die wet wil lewe. Verder sê Paulus in Romeine 14 vers 23, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Geloof in wat? Geloof in God se woord. Dat hy is wie hy sê hy is. En dat die dinge vir hom welbehaaglik is, wat hy sê welbehaaglik is, en dat die dinge wat hy haat, wel gehaat moet word. 'n geloof in sy woord. En dat dit wat hy sê reg en goed en welbehaaglik is, wel reg en goed en welbehaaglik is. En 'n geloof dat dit wat hy sê sleg en 'n gruwel en verkeerd is, wel sleg, 'n gruwel en verkeerd is. En so moet ons 'n liefde hê vir alles waarvoor die Here liefde het en wat vir hom welbehaaglik is en sy woord is vir hom welbehaaglik. En ons moet haat wat sleg is, nie volgens ons eie oordeel nie, maar volgens die oordeel van die Here. En om dit te doen is die vrees van die Here. Om dit te doen is ons wysheid. En ons skrif gaan aan om te sê wat van hierdie dinge is wat sleg is in die oë van die Here, sodat ons dit kan haat. Dit noem voorbeelde. Sodat ons dit kan haat en die vrees van die Here kan hê en so ook wys kan wees. Want soos die skrif sê, die vrees van die Here, dit is ons wysheid, die vrees van die Here is ons wysheid. Die vrees van die Here, ons wysheid, met ander woorde, is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond, haat ek. En die vrees van die Here, die beginsel van wysheid, beteken dat ons ook hierdie dinge moet haat. Dis wat die skrif sê. Die Here haat hoogmoed. En so moet ons nie dink, ons weet beter as God se woord nie. Moenie dink jy het beter metodes en wysheid en idees binne en vir jou familie en finansies en vriende en ten opsigte van die kerk as God se woord nie. Moenie dink jy is wyser as dit nie. Moenie dink jy het beter opinies as dit in enige van die aspekte van jou lewe nie. Moenie meer van jouself dink as wat jy moet nie, sê die woord. En glo dit wat die woord van jou sê. Glo wat die woord van jou sê. Naamlik, dat jy 'n gefalle mens is. Met 'n hart wat bedrieglik is bo alle dinge. Wat nie na die Here soek nie, en die wysheid kan hê, buite God se woord nie. Glo dit as die woord dit van jou sê. En nie net moet ons nie hoogmoedig wees nie, ons moet die hoogmoed haat. Die Here haat trotsheid. Moenie so arrogant wees om te dink dat jy regte oorleg het, terwyl die vrou wysheid sê dat regte oorleg by haar is nie. Moenie so arrogant wees om te dink dat jy is waar jy is, en kan doen wat jy doen, en die wysheid kan hê wat jy het, en die welvaart hê wat jy het, as gevolg van jouself. As jy nie eers jouself kon maak nie. God het jou gevorm, volgens sy welbehae, en nie jy jouself nie. Jy kon nie eers jouself maak nie, maar nou wil jy nog roem in die dinge wat jy kan doen. God het jou gevorm volgens sy welbehae, en nie jy jouself nie, of soos ons gesing het in Psalm 100 vanoggend, besef dat die Here God is, hy het ons gemaak, bevry, en nie onsself, ons is sy volk, die skape van sy wy. Hy het ons gemaak. En nie net moet ons nie trots wees nie, ons moet die trotsheid haat.
Verder sien ons die Here haat 'n slegte wandel, of anders gestel die bose weg. En die bose weg is enige weg wat nie ooreenstem met die ou en onveranderlike weë, soos dit vasgestel word deur God se woord nie. Maar nie net moet ons nie op die bose weg wandel nie, ons moet die bose weg haat, sê die skrif. Of soos Psalm 119 vers 104 sê, uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. Hoekom haat hy elke leenpad? Want sy wysheid kom van God se bevele. Sy verstand kom vanaf God se gebooie. En omdat sy verstand, sy wysheid van God se gebooie, sy bevele afkom, haat hy die leenpad. Want dit is teenstrydig daarmee. En laastens sien ons die Here haat 'n hygelagtige mond. Of so Spreuke 6 vers 12 ons geleer het, 'n deugniet, 'n kwaaddoener, is hy wat met 'n valse mond rondloop. Met ander woorde, in wie se mond nie waarheid is nie, maar valsheid. En weer eens moet ons nie net in opregtheid en in waarheid wandel nie, as gelowiges. Nie net moet ons in waarheid wandel nie, ons moet ook die hygelagtige mond haat, sê die skrif. Want dit is die vrees van die Here, om dit te doen. En die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Ons moet die hygelagtige mond haat. Hoekom? Want die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Dit is nie net dat ons moet wegbly van wat sleg is nie. Ons moet haat wat sleg is. Dit moet vir ons 'n gruwel wees. Die ongelowige sal dalk nie die Here vloek nie. Maar hy sal dit ook nie haat as iemand anders doen nie. Die ongelowige sal dalk nie te hoogmoedig wees nie, vanuit 'n wêreldse oogpunt nie. Maar hy sal ook nie hoogmoedigheid haat nie. Die ongelowige mag dalk nie trots wees, weer eens in 'n wêreldse sin nie, maar hy sal nie trotsheid haat nie. En die ongelowige mag dalk nie 'n hygelagtige tong hê vanaf 'n wêreldse standaard nie, maar hy sal dit ook nie haat nie. Maar die realiteit is in elk geval, die ongelowige is wel trots en is wel hoogmoedig en hygelagtig en so meer, want hulle wil nie hulle nietigheid erken en die waarheid bely nie. Hulle wil nie erken hoe nietig hulle is en dat hulle die Here nodig het nie. Hulle is hoogmoedig. Maar selfs al is hulle nie hierdie dinge nie, kom ons sê vir argumente halwe, selfs al is hulle nie hierdie dinge wat gelys word in ons skrif nie, vanaf 'n wêreldse oogpunt. Hulle kan nie die dinge haat wat die Here haat nie. Inteendeel, hulle het meer haat vir die mense wat God se gebooie hou en haat vir God se gebooie self as om die verbreeking daarvan te haat. Ek sê weer, die ongelowige het meer haat vir die mense wat God se gebooie hou en vir God se gebooie self as om die verbreeking van daardie gebooie te haat. Hulle verafskiet die gebooie en die mense wat aandring op God se gebooie. En so moet 'n mens nooit vir hulle sê, vir die ongelowige sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, soos die 10 gebooie sê. Moenie vir hulle sê, jy moet die Here van die heelal aanbid nie. Of jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Of eer jou vader en jou moeder. Of gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ensovoorts nie, moet dit nie vir hulle sê nie. Want hulle haat nie die verbreeking daarvan nie, maar die gebooie self. En verafskiet die wat dit wel wil hou. Hulle kan nie die dinge haat wat die Here haat nie. Inteendeel, hulle haat die dinge wat die Here 'n liefde voor het. Sy woord. Ongelowiges kan nie die dinge haat wat hulle behoort te haat nie. Hulle haat al die verkeerde goed.
Ongelowiges kan nie die dinge haat wat hulle behoort te haat nie, en hulle kan nie die dinge lief hê wat hulle behoort lief te hê nie. Hoekom? Want die ongelowige het nie die vrees van die Here nie. En hulle kan dus ook nie wys wees nie. Die gelowige aan die ander kant haat weer die dinge wat gemaak het, dat ons Christus nodig gehad het om vir ons aan die kruis te sterf. En so sluit vers 14 weer aan by vers 12, oor waar die enigste plek is waar wysheid woon, of waar wysheid te vind is, wanneer dit sê, raad en beleid is myne. Ek is die insig, sterkte is myne. Menende, ons gaan dit nêrens anders kry nie, maar jy gaan dit ook net kry, as jy die vrees van die Here het. En jy gaan net die vrees van die Here hê, as jy haat wat sleg is, iets wat die ongelowige nie kan doen nie. En so nie haat wat sleg is volgens jou eie oorleg nie, dis nie wat dit sê nie. Gaan nie oor om te haat wat jy dink gehaat moet word nie, volgens jou eie oorleg nie. Want die ongelowige haat ook gereeld die dinge wat sleg is volgens hulle eie oorleg. Hulle haat ook die dinge wat hulle dink gehaat moet word. Nee, maar om te haat wat sleg is, volgens die woord van die Here. Maar ter afsluiting, Israel raak afvallig in die Ou Testament. Een van die 1000 kere wat hulle afvallig raak. Israel raak afvallig en ons lees dan wat die profeet Amos skryf in Amos 5 vers 14 en 15 waar staan, soek wat goed is en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die Here, die God van die leerskare, so met julle kan wees soos julle sê hy is. Julle moet haat wat sleg is en lief hê wat goed is. En handhaaf die reg in die poort. Miskien sal die Here, die God van die leerskare, hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef. Julle moet haat wat sleg is en lief hê wat goed is. Miskien sal die Here, die God van die leerskare, hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef. Dis hoe hulle tot bekering moes kom. So die Here miskien hulle barmhartig sou wees. Deur om te haat wat sleg is en om lief te wees vir wat goed is. Nie volgens hulle eie oorleg nie, volgens die woord van die Here. En die enigste manier hoe ons kan weet wat werklik sleg is en weet wat werklik goed is om te kyk wat die wysheid van God ons het om te leer. Want ons gaan dit nêrens anders kry nie. Ons gaan dit nêrens anders kry as in God se woord nie. Ons gaan nie onderskeid kan tref tussen reg en verkeerd en goed en sleg op enige ander manier as om te luister na God se woord nie. As om ons huis op die rots te bou nie. Of so Salomo vir God gebid het in 1 Konings 3 vers 9 waar hy bid en sê, gee dus aan die knegge opmerksame hart om reg te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei. Dis waarin Salomo se wysheid bestaan het. Salomo is bekend daarvoor dat hy die Here gevra het vir wysheid en die Here het vir hom wysheid gevra. Maar wat is die wysheid wat Salomo vir God gevra het? Die wysheid wat hy voor gevra het was juis om te onderskei tussen reg en verkeerd, tussen wat goed is en wat kwaad is. Dit wat hy moet lief hê en dit wat hy moet haat. Want dit verg wysheid om dit te weet. Dit kom nie by nature nie. Dis hoekom die ongelowige die dinge haat wat hy moet lief hê en die dinge lief het wat hy eintlik moet haat. Want dit kom nie by nature nie. Salomo moes daarvoor vra. Dit was die wysheid waarvoor hy gevra het. Om onderskeid te kon tref
tussen wat goed is en wat kwaad is. En te kan onderskei tussen die twee. Dit is ons wysheid. En dit is waar ons dit gaan kry. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, wat boos is. Dit is ons wysheid en dit is waar ons dit gaan kry. En laat ons nie bid vir wysheid, soos Jakobus sê ons wel kan nie, maar dan nie geloof hê nie. Laat ons nie bid vir wysheid soos koning Salomo, maar sonder geloof nie. Wat se geloof? Die geloof dat wat God sê goed is, wel goed is. En die geloof dat dit wat God sê sleg is, wel sleg is. Want as ons dit nie glo nie, as ons nie die onderskeid tussen goed en kwaad glo, soos dit vir ons uiteengesit word in God se woord nie, as ons dit glo nie, dan kan ons ook nie vir wysheid vra in geloof nie. Want daardie wysheid gaan juis vir ons sê wat die onderskeid is tussen goed en verkeerd. Goed en sleg, reg en verkeerd. En soos Jakobus vir ons sê in Jakobus 1 vers 5 tot 8. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid. Hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word, want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Jy moet glo, as jy bid, jy moet glo, wat die antwoord gaan wees. En mag die Here ons dit dan gun, nie net om 'n liefde te hê vir die dinge waarvoor hy 'n liefde het nie, maar ook te haat wat hy haat. En te vertrou en te glo dat sy woord wel die regte onderskeid tref tussen die twee. Want as jy nie glo dat God se woord die regte onderskeid tref tussen wat goed en wat sleg is nie, dan vra jy nie vir wysheid in geloof nie. Jy vra dan vir 'n wysheid wat by jou idees inpas. Mag die Here ons dit gun, nie net om 'n liefde te hê vir die dinge waarvoor hy 'n liefde het nie, maar ook om te haat wat hy haat, en te vertrou en te glo dat sy woord wel die regte onderskeid tref tussen hierdie twee, want dit is gewoonlik waar die twyfel inkom. Die twyfel kom in, nie daar waar jy moet nog genoeg geloof het dat God dit uiteindelik vir jou gaan gee nie, kom ons kry nog so 'n bietjie geloof by. Nee, die twyfel kom in by die antwoord. Die twyfel kom in waar God sê, hierdie is sleg en hierdie is goed. Ja, maar is dit regtig sleg en is daai regtig goed? Dis waar die twyfel inkom. Is dit regtig so? 'n eenvoudige voorbeeld, maar as die woord sê, skuld is sleg, ja, maar is skuld regtig sleg in hierdie geval? Is skuld regtig sleg as ek dit so doen? Jy twyfel oor wat die woord daaroor sê. As die woord sê dit is goed vir 'n vrou om onderdanig te wees en gehoorsaam te wees tot 'n man, en vir 'n man om leiding te neem en die hoof van die huis te wees, dan is dit goed. Ja, maar is dit regtig goed, maar wat dan as my man so maak? Jy twyfel oor dit wat die woord sê, goed en sleg is. Jy moet nie dink dat jy enigiets van die Here sal ontvang nie, sê die woord. As jy twyfel. Want wat help het jy vra vir 'n wysheid, maar jy gaan twyfel in die wysheid wat al vir jou gegee gaan word. Jy's 'n dubbelhartige man. En soos Jakobus sê, moenie dink jy gaan enigiets aan van die Here af ontvang nie.
Waar moet ons geloof wees? Hoe moet ons vir wysheid bid en geloof? Ons moet glo dat dit wat die Here sê goed is, wel goed is. Dit verander nie. En dat dit wat die Here sê sleg is, wel sleg is. En ons moet daai slegte dinge haat. Want die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. En dit is ons wysheid, want die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Soos ons vroeër in Spreuke gesien het. Mag die Here ons dit gun om werklike liefde te hê vir die dinge waarvoor hy liefde het en te haat die dinge wat hy ook haat. Maar meer as dit, mag ons die sonde haat, nie net omdat dit vir God 'n gruwel is en ons wysheid is nie, maar omdat dit die enigste ding is wat gemaak het, dat Christus aan daardie kruis gehang het. Die Here het gesterf vir ons sondes, dis ons sondes, dis die slegte, dis die enigste dinge wat gemaak het, dat Christus aan die kruis gehang het. O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Amen, kom ons sluit die oë. Ag Here, ons dankie vir die woord en die waarheid. En Here, gun dit ons, as nietige wesens, Here, om die woord te vertrou. Here, ons is skepties by nature. Ons is skepties oor nie wat in die wêreld aangaan nie, maar Here, selfs die woord. Ons is swak daarin om volle vertroue te hê, dat die dinge wat U sê goed is, wel goed is, en die dinge wat U sê sleg is, wel sleg is. Maar Here, maak ons harte sag. Gun dit ons, o Here, om U woord aan te neem, nie net te hoor nie, om U woord aan te neem en uit te leef. Sodat ons wys kan wees. Help ons, o Here, om te vertrou dat U woord wel reg is, Here. Dat wat U woord sê reg is, wel reg is, en wat U woord sê verkeerd is, wel verkeerd is, Here. Laat ons U woord vertrou, Here. Veral wanneer ons vir U vra om vir ons wysheid te gee. Sodat ons nie 'n dubbelhartige man of vrou sal wees nie. Onbestendig in al ons wees nie, Here. Sodat ons wel wysheid gegee kan word. Want Here, U sê ons hoef maar net geloof soos 'n mosterdsaadjie te hê. Maar laat ons wel geloof hê dat die woord is reg en daar's geen fout in dit nie. En gun dit ons elkeen, Here, om vir wysheid te vra sonder om te twyfel. Dat die woord wel waar is en reg is. Want dit ons onderskeid tref tussen goed en sleg en tussen reg en verkeerd. En gun dit ons, o Here, nie net om 'n liefde te hê vir die goeie nie, maar ook die dinge te haat wat U haat. Iets wat die ongelowige nie kan doen nie. Werk in ons hart, o Heer, want ons het werk nodig. En wanneer U wel in ons harte werk, mag ons nie die roem daarvoor kry nie, maar U alleen. Want dis U wat ons geskaap het, en nie ons onsself nie. Alle lof, alle aanbidding, alle eer, alle glorie, kom U naam toe vir ewig en ewig. Amen.